wat ons gelei het weer op die Sabbatdag hier na sy woning toe. My teksvers is môre opgeteken in die boek van Lukas 5 vanaf vers 17 tot en met 26. Dit is 'n bekende verhaal van die verlamde man wat gesond geword het. En dit lees as volg: Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook Fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan. En hulle probeer om hom die huis in te bring om voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kan sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom by 'n draagbaar en al deur die opening tussen die dakteels afsak na die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: Mense, jou sonde is vergewe. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het hulle begin afvra: Wie is hy dat hy so God lasterlik praat? Wie kan ander sonde vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redenering gemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker om te sê jou sondes is vir jou vergewe, of te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hul oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: Vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Mag hierdie geleesde gedeelte op elkeen van ons harte oordeenking sal vind. Ek het nou nie vanmôre vir die kinders 'n storie nie, maar ek dink ek het 'n paar stories hier in my preek opgeteken, wat hulle kan saam met hulle neem en vir hulle lewens gebruik op die pad vorentoe. Soos die skrifgedeelte gelees het, is praat vanmôre oor die man, die verlamde man, wat verlam was. Maar dit was nie die man wat verlam was nie, daar was ander persone ook betrokke. En dan wil ek vanmôre begin met 'n vraag wat vra: Waar is my en u kerk? As hulle vanmôre vir my vra, waar is jou kerk? Dan sal ek sê, daai kerk daar op die hoek van Suid en McDonaldstraat. Dit is my kerk. Waar was Jesus se kerk? Het Jesus se kerk gehad? Is die vraag vra. Jesus was nie gebind tot 'n kerk nie. Die skrifte leer ons dat Jesus rondgegaan het, onder andere en siekes gesond gemaak het en hulle het geleer. Hy het uitgegaan na ander en hulle gehelp. En wat sê dit vanmôre vir my en vir u? Jesus was die kerk. Ek en u is die kerk. Wat doen ek? Wat doen ek as kerk aan my medebroers en susters? Ons moet uitgaan en onder ander vertel van Jesus. 'n Kerk wat uitgaan, wat nie net in die banke sit nie, is 'n kerk, is 'n geseënde kerk en 'n groeiende kerk. Ek wil vir u 'n storie vertel, maar net voordat ek afsluit, gaan ek vir u die antwoord gee van die storie. Iemand het aansoek gedoen vir 'n werk, waar omtrent 200 mense vir dieselfde pos aansoek gedoen het. Maar toe word aan elkeen dieselfde storie vertel. Hulle sê toe, die persoon ry met 'n voertuig, maar daar's net plek vir een persoon, om net een persoon op te laai. Miskien het u daai die storie gehoor. En daar by die busstop staan 'n ou dame wat daar staan, 'n pensionaris staan by die busstop. En die tweede persoon wat daar staan is die man wat met die voertuig ry, se beste vriend, wat hom baie in die probleme uit al gehelp het. En die derde persoon wat daar staan, was 'n meisie of 'n man van die persoon wat met die voertuig ry,
wat hy sien as sy bruid vir die toekoms. Sy geliefkoosde wat hy na uitsien. Wie dink julle het hierdie persoon opgelaai? Ek sal voor ek afsluit sal ek vir julle die antwoord gee. Wat sê Lukas vanmôre vir my en vir u vanoggend? Wat sê dit vir ons vanoggend van hierdie man? Daar was al reeds 'n menigte by die huis, soos die skrif vir ons sê. 'n Menigte mense wat die huis en buitekant was vol gewees. Baie keer as ons so verby ry en ons sien dat hier 'n begrafnis is, staan die hele straat vol karre. Daar's 'n magdom van mense by daardie huis, of by die kerk, of by die blyplek, of waar ook al. So was dit ook in hierdie geval gewees, want Jesus was betrokke. Jesus was daar aan huis gewees. En hierdie mense het gekom en hulle het buite gestaan om te luister. Of miskien was hulle net daar om waar te neem, want ander het gesê, Jesus sal daar wees. Baie keer, my liewe broer en suster, is daar die nuuskierigheid wat ons het, wat ons na plekke toe lei. Dit is nie daar om 'n seën te ontvang nie, maar net om nuuskierig te wees, want wie is daar wat aan die woord is? Dit is baie keer wat ons faal in ons taak. Om net, is nie daar om te luister, ons is daar om waar te neem. Want hy sê vir ons, die belangrike persone en gaste was al reeds binne in die huis gewees. Daar was belangrike uitgenooide gaste, kom na my huis toe, Jesus vandag in my huis. Hulle was al reeds daar, en toe die ander mense het nuuskierigheid wat buite gestaan het, daar was dalk van hulle binne in die huis ook. Daar was miskien mense met verskillende bybedoelings gewees, wat van sekere afkomste is, wat ook daar was. As iemand belangrik is daar, is mense geneig om saam met daardie persoon gesien te wil word. Want hierdie persoon is belangrik, ek wil my graag assosieer met hierdie persoon. Wat is die geloof van daardie persone wat binne in die huis sit vanmôre? Wat is die geloofstoestand van daardie persone wat daar waar Jesus betrokke is? Hoe lyk hulle geloof? Hulle is van die belangrikste lys, hulle is op die gastelys gewees, want Jesus was daar. Net soos u vanmôre ook en ek en u vanmôre ook in hierdie huis is. Ons is belangrike gaste vanmôre in God se teenwoordigheid. Ons sit vanmôre in sy liggaam en sy gebou. Ons is uitgesoekte mense. Was hulle daar, daardie mense, vir die regte redes gewees? Hier sien ons in die skrif van Lukas, dat hierdie man, hierdie verlamde man, was 'n uitgeworpene gewees. As ons teruggaan in die geskiedenis van die Bybel, sien ons dat enige persoon wat verlam of gebreklik was glad nie toegelaat gewees in daardie ou tyd nie. Soos hulle sê in Engels, die ancient times, was hulle nie eens 'n kans in lewe gegee nie. Partykeer was hulle vermoor gewees as gevolg van hulle gebrek wat hulle gehad het. So dit was vir hierdie persone wat gebreklik was dit baie moeilik om daar spesifiek daar op daai oomblik te wees waar uitgesoekte gaste gewees het. Hierdie verlamde man het swaar groot geword. Miskien het sy ouers hom weggesteek dat niemand weet dat hy gebrek het. As ons net terugkyk in die Bybel, kyk ons na die man van Dawid, Saul se seun, Mefiboset, was ook gebreklik, as gevolg van toe hulle vinnig op pad gee, die huisbediende hom gelaat val, en hy was verbromig gewees. En op die einde wie het hom gered? Dawid het hom gaan haal Saul se seun, daardie gebreklike man. Maar as een ding wat vanmôre uitstaan van hierdie verlamde man, my liewe broer en suster, hierdie man was 'n baie gelukkige man, want hy het 'n paar vriende gehad. Hy het die wonderlikste vriende gehad, hierdie man. Hy het die wonderlikste vriende gehad wat omgegee het vir hom. Hierdie man was 'n uitgeworpene, maar daar's tog 'n goeie vriendekring rondom hom gewees. Het u vanmôre daardie vriendekring wat rondom u staan, wat u bereid was om vir u op te tel en te dra? Engelse spreekwoord sê, when days are dark, friends are few.
ware woorde. Ek kom eendag by die huis en ek vertel vir my gesin, ek het nou weer baie keer sit die Here dinge op jou pad. Dat ek weer my vertroue terug begin wen in my medemens. Jy raak so negatief teenoor die wêreld. As jy die koerante en die televisie sien en alles wat, dit lyk asof die mensdom nie meer omgee maar vir mekaar nie. Staan ek daar by die spaar, by die parkeerarea en ek kar parkeer, maak ek die ligte aan vergeet. En toe ek uitkom, toe staan daar 'n man lang met sy bakkie langs die voertuig. En hy sê vir my, wag vir my, want hy wil kyk of my voertuig staan, dat hy my kan help. Dit het vir my weer daai vertroue in die medemense gegee. By 2 ander geleenthede het ek weer in 'n situasie was wat weer iemand bel my, in die week bel iemand my van Johannesburg af. En hy sê vir my, hy het 2 poststukke uit hierdie UTI aflewering vandjie se bakkie. Dat die 2 goed het die ou probeer stop, maar die ou stop nie. Die deur was half oop. En hy kry ons maatskappy se adres daarop en hy bel. En hy sê hy het dit opgetel, maar hy sien toe die adres waartoe dit moet gaan. En hy sê dis naby waar dit is, hy gaan dit gaan afgee. Daardie vertroue in ons medemens wil die Here weer terugkry na ons toe. Wie sal dit gemaak? Mense sal net oor dit gery het. Dis wat ek so goed doen. Ry net oor dit. Kom moet ek stop. Dis nie my pakkie nie, dis nie my post. Ons weet nie wat se belangrike indag daar nie. Hierdie spesifieke man het iets meer as ander gehad. Hy het die beste van vriende gehad. Miskien het sy vriende hom oorreed om na hierdie gesprek van Jesus toe gegaan. Hulle het nog gehoor, daar's iets wonderliks aan die gebeur by daardie spesifieke huis. Of miskien het ons weet ons dalk nie, miskien is dit hy wat vir sy vriende gevra het, vat my net tot daar. Maar iets moes gebeur het in hierdie klein vriendekring, dat hier hulle besluit het, en ons sien die skrif sê vir ons, hulle het daar gekom toe dit al reeds 'n groot menigte daar was. So dit was al reeds vol daar gewees. So hulle het gesukkel om naby te kom. En ons weet waar daar 'n gedrong van mense is dit 'n probleem om te kan sien of te kan hoor. Maar in daardie tyd van Jesus se tyd was daar nie die moderne tegnologie van luidsprekers en goed. Die tegnologie was daar nie, maar Jesus het sekerlik met 'n groot stem gepraat sodat elkeen hom kan hoor. Net soos hy vandag ook vir ons roep en ons hoor sy stem. Maar hierdie persoon wil naby wees. Net soos die vrou van bloedvloeiing wat net aan Jesus se kleed wou raak, sy wil ook naby wees. Hierdie persoon het geweet, as hy net naby aan Jesus kon kom, sou hy genees word. Sy geloof was sterk. Hulle het volhard, hierdie manne, hierdie vriende, hulle het volhard waarvoor hulle gekom het. Niks en niemand sal hulle keer nie. Hulle het besluit, ons gaan hierdie man, hierdie vriend van ons gaan hom tot by Jesus nie. Die huiseienaar het seker gekla dat iemand besig is om sy huis af te breek. Seker vir Jesus gesê, Jesus, is iemand wat besig is om my dak op te breek of my huis af te breek, of iets van te steel. Ons weet wat gebeur daar as jy besig is en daar gebeur iets, dan stuur jy altyd iemand uit, gaan kyk wat buite kan aangaan. Outomaties was daar mense dat uitgestuur en gaan kyk, wie is besig hier by die dak, wat hulle kon hoor. En onwillekeurig dink is in daai situasie binne in die huis. Daardie persoon, het hulle nog vir Jesus gehoor, of waar was hulle aandag gewees? Dis dieselfde as ons in 'n kerk sit of 'n selfoon lê of iemand roep in, dat almal se aandag word afgetrek. Net soos hierdie persoon se aandag afgetrek, maar weet een persoon het geweet. Een persoon het geweet dat hier iemand buite is wat met 'n doel voor oë hier kom. En dit is Jesus. Jesus het geweet hier is mense hier buite wat se geloof sterk was. Jesus het egter geweet van die geloof van die verlamde man en sy vriende. Die klimaks was egter toe Jesus vir hulle sê, nadat hulle in was,
julle geloof het julle gered. Julle geloof het julle gered. Hy het nie spesifiek net met die verlamde man gepraat nie, maar hy het gepraat met die vriende van die verlamde man ook. Julle geloof het u gered. Jesus praat ook vanmôre met u en met my. Praat met ons as 'n gesin saam. Julle geloof het julle gered. Kan ons met vrymoedigheid vanmôre ook sê, Here, ek wil graag aan u voete wees. Ek wil graag hulp hê. Is dit nie vir ons 'n teken as gemeente in 'n kerk wat Sabbat na Sabbat hier sit, aanvaar ek maar net, ek aanvaar nie dat ek nie hulp nodig het nie. Ek is dan 'n adventis, ek beklee 'n pos in die kerk, ek is aktief betrokke in die kerk, of is dit soos hierdie mense wat vanmôre in daardie huis sit, saam met Jesus, wat daar sit sonder ongeloof, want ek is nou in Jesus se teenwoordigheid, maar my aandag is ver van Jesus af. Ons kan by Jesus sit, maar ons gedagtes kan ver wees. Ons moet nie wees soos daardie mense wat in die huis was, so sit in die kerk Sabbat na Sabbat, en dink, ek ken Jesus se geloof. Ons moet vir ons losmaak van die dinge van die wêreld, en vra vir hulp. Ons moet vra, broer en suster, vanmôre by hulp. Net om saam met Jesus gesien te word is nie goed genoeg nie. Die skrif sê vir ons, daar is baie skape aan ander krale. Daar's baie skape aan ander krale. Die mense wat daar buite is, die menigte wat buite kan staan, wat smag om hier binne te kan wees. Dit is die mense wat se geloof baie sterk is. Die wat nog daar buite is, wat in die straat loop, wat smag om binne in die huis te wees, daar waar Jesus is, daar waar sy stem is. Hulle wil graag daar wees. In Augustus 2000 het 'n Russiese duikboot met 118 bemanningslede in Gdansk in die Russiese staat in die moeilikheid geraak. Dit was groot op die voorblaaie van die koerante en die televisie gewees. Die duikboot was ongeveer 354 voet onder daardie ysige water in die moeilikheid gewees. Engels gaan staan. Ander lande het onmiddellik hulp aangebied. Maar die vice-premier van Rusland het egter geweier om hulp te aanvaar. Want hy het gesê dat Rusland die beste tegniese tegnologie apparate het om self vir hulle die moontlikheid te help. Hy het dit aan die ander lande gesê, ons het nie julle hulp nodig nie, ons kan vir onsself sorg. Dit het hulle egter 16 uur geneem, net om uit te vind waar hierdie duikboot is onder die water. 'n hele 16 uur. En 'n verdere 15 uur het dit hulle weer gevat om na die plek toe te kom waar die duikboot onder die water is. 2 dae het daar reeds verby gegaan met hierdie 118 bemanningslede op hierdie duikboot. Masjiene werk nie, daar's nie suurstof vir daardie duikboot. 2 dae was verby. Op die 3de dag het die premier van Rusland, daai staat, vir die wêreld gevra om hulp aan te bied. Rusland, Engeland en die manne is Sudan. En hulle het die duikboot bereik. Na 7 dae te kon hulle die duikboot se luik oopmaak om te kyk waar is die manne. Toe hulle na 7 dae die luik oopmaak, kon hulle sien dat die bemanning nog van hulle nog gelewe het. Want hulle het geskrewe notas oral binne in die duikboot gekry wat die bemanning vir hulle familie geskryf het. Geskrewe notas wat hulle vir hulle familie. 5 jaar later het presies dieselfde ding gebeur met 'n mini duikboot wat hulle getoets het, ook van Rusland. Onmiddellik het die Russe om hulp geskree en gevra ons het hulp nodig. En die ouens van Engeland het uitgegaan en hulle kon daardie bemanning red. Daar was 7 aan boord gewees.
6 bemanningslede en 1 ou man persoon van die maatskappy wat die duikboot vervaardig het. Hulle was gered gewees. Hulle het gevra vir hulp op hierdie geleentheid. Waar laat dit vir my en u? Ons is baie keer skaam om te vra. My trots laat my nie toe om iemand anders te vra. Ek het hulp nodig. Ek soek hulp vanmôre, broer en suster. Ek sit vanmôre hier, maar ek het hulp nodig. Maar ek weier om iemand te vra. Ek weier vanmôre om iemand te vra. Ons kan lesse daaruit leer in die vorm van klein groepies. Vorm klein groepies en vra vir hulp. Dit is makliker om in klein groepies betrokke te raak, waar jy kan met mense praat en te vra vir hulp. Maar ons is baie keer te skaam om te vra vir hulp. Waar laat dit my en u vanmôre, broer en susters? Sal God ons ook verskaam vir ons? Sal hy ook skaam vir ons vanmôre? Ek is te skaam om te vra vir hulp. Ons moet vanmôre uitgaan en gaan vra as ek iets nodig het. Wat sê Psalm 121 vir ons vanmôre? Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van U, Here. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons moet vanmôre uitgaan en gaan help daar buite. Daar was 'n dogter, Jackie was haar naam. Sy was in die klas van meneer Matthews. Maar sy kon nie aanvaar wat die meneer Matthews vir hulle aangebied het nie. Hy het altyd papiere net uitgedeel met prentjies op. En dan moes hy iets skryf en dit was glad nie vir haar aanvaarbaar nie. Eendag toe neem hy weer papiere en hy sê vir hulle moet op 'n naam van 'n vrug of 'n groente op die papier skryf. En hulle het geskryf en elkeen toe hulle klaar is, toe vra hy vir hulle net sê, gaan hy almal deur. Toe kom hy met Jackie se naam, sy het nie geskryf daar help. Op haar papier geskryf help. En hy het so gekyk en hy het vir hulle gesê, okay, almal bymekaar geroep en hy het gesê, so hard as julle kan, roep die naam uit op die papier, is dit banana of is dit piesang is of tamatie of appel of dit, roep dit hard uit, dan vorm julle 'n groepie daar wat julle by pas. As dit groente is, pas julle daar. En elkeen het begin roep die naam en so het hulle bymekaar gekom en klein groepies gevorm. Jackie het ook geroep en sy het gesê, ja, maar niemand het na haar toe gegaan nie. Almal waar die vrugte en groente bymekaar gepas het, na mekaar toe gegaan. En daardie klein groepies was bymekaar gewees en hier staan sy alleen, wat skree, Jackie het alleen gestaan. Toe verduidelik meneer Matthews aan die klas dat hy hulle voorberei vir wanneer hulle volgende jaar na elementêre skool toe gaan. Daar by die hoërskool waar hulle niemand ken nie. Daar waar hulle kan sien, as hulle mekaar sien, dan weet hulle pas by mekaar, daardie klein groepies. Hulle is daar om uit te kyk vir mekaar. Hy het hulle voorberei sodat as hulle daar kom, dan ken hulle mekaar, hulle kyk uit vir mekaar. Want dan, as jy nie pas in 'n klein groepie nie, al skree jy ook help, is daar niemand wat na jou luister nie, want jy staan alleen in die vreemde. Jy skree help, maar niemand hoor jou nie, want jy pas nie in by die groepie nie. Staan jy vanmôre ook alleen en skree jy help, maar niemand hoor jou nie. Mense gaan verby. Een keer in Amerika het hulle 'n ondersoek gedoen oor hoe die mense min omgee vir mense. Hulle het gemaak in die straat of jy hartaanval kry. Die mense net verby hom geloop, almal het amper op hom getrap soos hulle boor hom geklim het. Die mense het nie meer geworry nie.
Mense gee nie meer om vir mekaar nie. Ons roep vandag, help, maar niemand hoor ons nie. Maar ek is te trots om betrokke te raak by klein groepies. Ek is te bang om te vra vir hulp as daar probleme is. Ons moet vanmôre uitgaan. Raak betrokke. Wees die kerk soos Jesus was toe hy op hierdie aarde was. Wees die kerk wat uitgaan en uitreik. Jesus gee vanmôre weer daardie opdrag voor hy opgevaar na die hemel. Gaan en maak disippels van alle mense. Gaan en maak disippels van alle mense. Ek wil afsluit met die storie, die antwoord op die vraag van die persoon wat die werk gekry het. Die persoon het geskryf, ek sal my plek afstaan aan die ou dame wat daar staan. Dan sal ek my vriend vra om die voertuig te bestuur en ek sal by die busstop wag. En dan is ek in my liefde by die busstop, sodat ons die pad saam kan doen. Dit is die antwoord vanmôre. Dat ons uitgaan en 'n positiewe besluit neem. Dat ons in God se voetstappe kan volg. En dat ons vra vanmôre, Here, help my. Soos Psalm 121 sê vir ons, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van U, Here, wat hemel en aarde gemaak het. God gee vanmôre vir ons daardie hulp. Ons moet net vra. Moenie bang wees nie. Moenie net laat ons wees mense wat die sitplekke warm sit nie. Laat ons betrokke raak. En vanmôre soos hierdie verlamde man en sy vriende van buitekant af probeer indring binne die gebou sodat ons gered kan word. Amen. Onse genadige, barmhartige Vader, ons leidsman. Here, ons rots waarteen ons kan leun. Here, dat ons vanmôre met vrymoedigheid sal uitroep en erken dat ons hulp nodig het. Here, dat ons vanmôre nie sal stil bly nie, maar kan weet dat U 'n God is wat leef en die arm nooit tekort is om te help nie. Here, seën vanmôre elkeen wat hier teenwoordig is, ook die wat nie hier kan wees nie, wat by huisbed lê is met siekte. Here, ons pleit vanmôre vir hulle en dra hulle op aan U, dat U met elkeen sal wees, ook die wat op die paai is, bring elkeen veilig terug en bring ons weer veilig na die volgende Sabbat, Here, wat U vir ons al reeds uitgelê het. Vergewe ons sondes, bid dit in Jesus naam.